the path to. Goeiedag en dankie dat jy ingeskakel het. Dis ons program Kruiskyk of program Mosaïek. Ons word deur Kruiskyk opgeneem en ons saai uit van Boeryn van die pragtige biblioteek soos jy kan sien hierso. Ek dink jy wil elke oomblik net kom en 'n bietjie kom lees hierso. Pragtige boeke en ons is baie dankbaar daarvoor. So vandag wil ek net begin met 'n skrif en die woord van die Here is in Psalm 18 vers 29. Die Bybel sê, U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. U laat my lamp helder skyn. En ek wil vanmôre vir jou vra, vandag vir jou vra, laat jou lig helder skyn. Ons sal nou hoor van 'n vrou op 'n plaas wie se lig helder geskyn het in hulle jong dae onder die Chinese. En nou nog het hulle kontak met die mense. So, baie interessant. En ek sê baie welkom vir Erna Klaasen. Goeiemôre. Erna, baie welkom hier by ons. Dankie dat jy gekom het om met ons te gesels. En ons gaan gesels oor jou lig wat helder skyn. Nie net in jou jong tyd, in jou late tyd, maar vandag nog. Baie dankie, dis vir my groot voorreg. Waar kom Erna vandaan? Ek is gebore in 1941 op Kakamas tydens die Tweede Wêreldoorlog en ek is daar groot geword, skool gegaan, alles. Ons was 4 kinders, my pa was 'n prokureur en my ma onderwyseres. Ja. 2 broers gehad, Jack en Narian, en dan my suster Stella en ek wat dan nou die jongste was. Na die oorlog het hulle ook Duitse weeskinders uitgebring na Suid-Afrika, onder andere Horst Bremer, wat toe 13 was. Eintlik was hy familie van ons, en was dit toe baie goed dat hulle sommer kon, dat hy nie net na 'n vreemde gesin toe gaan nie, maar na mense toe wat hy ken, of wat hy weet van. En dit was vir ons 'n opgewondenheid om 'n nuwe boetie te kry. Ja. En ons het nog godsdienstige huis groot geword. En toe het ons toe ek in standaard 9 was ons by op Kanon-eiland by 'n CSV kamp vir ons dogters. Kom eens vertel net vir die mense, Kakamas, Kanon-eiland is naby Appington. Ja, in die Noord-Kaap, het ek dit nie daar genoem nie. Nee, ons sê maar net, Appington is 'n bietjie bekend, so dis naby daar, is lekker platteland. Ja. Lekker drywe, lekker. Daar is sy Boesmanland. Sorry, ek het jou nou in die rede geval, julle dag, toe die Here ontmoet. Toe moes ons dringend van Kanon-eiland verskuif word, Keimoes toe, omdat die rivier en vloed afgekom het, en daar op Keimoes, daar het ek my hart aan die Here gegee. Toe was ek al 'n groot dogter, alhoewel ek in 'n godsdienstige huis groot geword het, maar daai was dit vir my 'n finale keer wat ek wou doen. So nou verder aan wil jy weet van my lewe met my man. Ja, vertel my na matriek toe gaan studeer eers nog voor dit, elke dogter droom seker van daai ridder op 'n wit perd wat eendag sal kom. En toe raak ek dan nou verlief op 'n Hansworst by 'n skoolkermis. En ek het gewonder wanneer en waar ek hom dan nou ooit weer sal sien. En word ek die nag so siek en ek word in die hospitaal opgeneem en die volgende oggend opereer. En wie sit langs my bed om my hand vas te hou, toe wakker word, die Hansworst, Barry Klaasens, en daar vanaf het ons liefde net geblom. Hy het vir my gevra, sal jy oor 7 jaar met my trou? Toe het ek gesê ja, en ek het my belofte gehou, maar nog in die tussentyd gekom en my verplegingopleiding gekom doen. En so ons liefde die toets van die tyd deurstaan. En hy was op 'n plaas? Hy was toe op 'n plaas, en toe nou na ons troue is ons toe ook maar plaas toe, en eintlik eers by 'n warmbad, by 'n skroefse bad, warm bron,
op die wal van die Oranje rivier, eers daar gewoon. Maar ja, dit was maar, die seisoene was te kort. Mens kon nie regtig daar 'n inkomste maak nie. En ook nie uit die boerdery uit nie. Was vreeslik baie bergagtig. Die Bobbejane het ons katoen afgepluk, soos katoenplikkers, die groen knoppe afgepluk, net die pytjies uitgeveed en weggegooi. So ons het gesien, daar sal ons nie kan 'n bestaan maak nie. Die losering het goed geaard, maar toe het ons nou maar dit deur die vee gesit op die familieplaas en ons het toe ook maar soontoe getrek. Die familieplaas was vir my heerlik, Swartmodder, ons het heerlik daar gebly. Daar het ek altyd gesê, my kastrolletjie loop oor. Toe gebeur daar iets wat die regering gedoen het. Ja, en dis in daai tyd wat ook my kinders was toe al gebore en toe my kinders al groot was in 2004 het die regering ons minerale regte vir ons onteien en toe ken hulle die minerale regte op ons grond toe aan Chinese. Hulle moes daar kom granietmyn en dit was eers vir ons kon dit nie teestaan nie. So al wat ons kon doen is ons het maar besluit, if you can't fight them, join them. En dit was 'n baie goeie ding vir ons. Ons het met hulle sulke groot vriende geraak. Hulle was vir ons so goed, hulle het ons op die hande gedra. Die aand toe hulle daar gekom het, het ek self vir hulle gesê, hulle ken mos 'n moeder olifant. Ek sal na hulle omsien soos 'n olifant, moeder olifant na 'n trop. Ek sal na hulle omsien. En ja, hulle het ons op die hande gedra en soos ek ook gesê het, dit was vir my soos ek het vriende in overalls wat ek nie sal ruil vir die konings in die wêreld nie. Ons het groot vriende gebly. Hulle het my aangestel as hulle health and safety officer. Dit was aan die begin moeilik omdat ons nie met mekaar regtig kon kommunikeer nie. Maar aanvanklik het ek sommer net via onderwyseres in China bietjie kontak met die quarrymaster gemaak, later self getranslate en dan net oorgeprint en vir homself in die hand gaan gee. Maar dit was toe nou eintlik die klas gee wat nog 'n probleem was. En het ek toe nou gevra vir 'n tolk wat hulle vir my gestuur het. En dit was die lieflikste ou mensie. Ag, vaderland, ek was so lief vir hom, hy was so pragtig. En is hy wat eendag vir Barry het die aand vir my gesê, Terry het vir hom gevra, Uncle, do you believe in God? Wow. En toe het Barry sê, hy het nie vir hom hy het gesê, yes, maar hy het nie vir hom verduidelik nie. Want kyk, ons ouens in die Noord-Kaap, ons praat net Engels vir selfverdediging. So toe het hy dit daar gelaat, maar net 'n tydjie daarna het hulle weer moet ek en Terry weer admin werk gedoen het, en ons moes vorm invul, en onder andere was daar in een blokkie wat ons elkeen invul sy religion. En toe ek nou elkeen sin dan sê net no religion, tot by sy naam, en toe sê ek vir hom, but why did you ask Uncle about God? Can I explain to you how we believe in God? To sê vir my, yes, please, auntie. Toe sê ek vir hom, daar's 3 dinge wat 'n mens verseker van God. Die eerste ding is uit die natuur uit. En ek vat hom buitekant toe uit en daar is so blommetjies in my eenvoudige tuintjie, maar tog, en ek sê vir hom, it's only God that can make these flowers bloom. En daar is so voeltjies by 'n voerdertjie wat vlieg en ek sê, and it's only God that can make these birds fly. Yes. Toe lyk dit vir my dit begin maak al vir hom sin. En ek sê vir hom, en die tweede ding is ons Bybel. Dit was geskrywe oor eeue, eeue. So jy kan glo dit is waar. En toe kom ek nou by die Heilige Gees. En hoe verduidelik ek wat 'n Boesmanlander is nou vir 'n Chinees van die Heilige Gees. En dit nou nog in Engels. En dit nou nog in Engels. Toe sê ek vir hom, Terry, everybody has a little voice inside. Hy was heeltemal upset daaroor. Hy sê vir my, a little voice inside me? Ek sê, yes. Why are you such a nice guy? Why are you so friendly?
why are you so helpful? It's because of that little voice that God tells you to be so. Everybody has that little voice, but some people just don't listen to it. En ek het baie keer agterna gewonder, het hy iets daarvan ingeneem, het hy dit onthou, het dit vir hom sin gemaak? Maar baie keer as hy daar gekom het en Barry was nie daar nie, het hy altyd gevra, where's uncle, where's uncle? Dan sê ek, uncle went to the goats, of dan nou to the sheep. En toe op 'n dag na Barry se dood, toe kry ek 'n e-mail van hom af, toe skryf hy vir my. Hy kan nou nie weet hoe om vir my te sê, om my te troos nie, maar hy wil net vir my sê, Uncle went to heaven because God need him there to look, God need him there and also to look after the sheep and the goats there. Ag, moeder. So die saadjie wat jy gesaai het, het gegroei. Ja. Yes. En nee, ek het, dit was 'n wonderlike ervaring in my lewe. Jy het my vertel dat sy hand het seer gekry? Nee, dit was dit was waarom ek by hulle betrokke geraak het. Dit was aanvanklik toe hulle die toerusting afgelaai het, by die ou quarrymaster se hand seer gekry het. En dis daarvan af, wat het toe nou so geraak het, dat hulle gedink het ek is dalk 'n verpleegster. En toe het hulle vir my die werk aangebied by hulle. So dit het lank al gebeur voordat hy ek gevra het om vir 'n tolk. En jy het nog steeds kontak met hulle? Ek het nog steeds kontak met hulle. Hy stuur vir my die mooiste foto's van sy kindertjies en sy vrou en al hulle doen en later. Hy het jou troufoto ook gestuur? Ja, troufoto gestuur. Nou onlangs weer vir my vertel en foto's gestuur van toe hy en sy vrou nou so op 'n memory lane gegaan het, waar hulle gegaan het na die stad toe waar hulle op universiteit was en al hulle ou plekkies opgesoek het en so aan. Ja, ag, ja. Dit is wonderlik. En ongelukkig is jou man toe oorlede? Ja, daarvan af is ek toe nou, eintlik het ek al op die plaas, het ek al gesien, ek kan nie meer by die alleen sorg nie. Ons sal hulp nodig hê en toe het ons verskuif toe nou Kanon-eiland toe, waar ons by Belrio 'n pragtige oord gebly het. Maar hy is daar oorlede en ek het nog 'n tyd daar aangebly. Maar toe het ek nou 'n jaar gelede hier by Oranje toe gekom, omdat dit vir my hier nader aan my dogter is, wat ek kan, ons geniet mekaar baie, ons doen dinge saam. Is ook nog meer van my familie hier rond. En ek is baie gelukkig hier. Ek het regtig waar, ek het al vriende gemaak, maar ek het nie ander mense nodig om my gelukkig te maak nie. Ek is gelukkig in myself. En ja, so ek en my dogter doen dingetjies saam. Wat ons op die oomblik mee besig is daar in die hospitaal by Tygerberg is daar 'n afdeling vir moeders wat te hoog bloeddruk kry en nierstype en hulle verloor hulle babietjies gewoonlik. Nou wat ons doen is ons maak hartvormige kussentjies met 'n mooi motiefie voorop en dan die mamma kry daai kussentjie om saam te vat huis toe. As sy hartseer is, dan kan sy die kussentjie vashou wanneer sy hartseer is. Daar kom aan 'n lyntjie aan die bokant, kom daar ook 'n mooi troos boodskapie daar aan. So dis wat ek op die oomblik baie geniet. Ek het baie mooi fotootjies daarvan. En dan, wat ons nou op die oomblik nog mee besig is ons wil in my maand Iwerster wil ons by die kerk gaan ons een oggend 'n leesspel opvoer wat afspeel in die tyd toe Nero die Christene so vervolg het. Dit speel af in 'n tronksel in Rome waar 'n jong man oor 4 dae moet in die arena ingaan om deur die leeu's verskeer te word en hoe hy ten spyte van almal wat vir hom daarmee voorhou dat man sien net af van jou geloof, sê net jy glo nie meer in God nie, kan jy vandag nog hier uitstaan. Maar hoe hy vas staan in die geloof die hele tyd. En
hoe die mense later tot 'n jong meisie probeer om hom om te haal, want hulle dink die jong man sal eerder na die jong meisie luister. Ja. Maar hy wil ook nie, met haar wil hy ook nie verander van sy geloof nie. En het dit op 'n wonderlike manier uitgewerk, dat sy toe ook tot bekering gekom het, en dat hulle twee dan nou saam die oggend in die arena instap, toe die Christene moet voor die leeu's gaan. Dis wonderlik. Is 'n baie mooi verhaal. Dit was oorspronklik geskryf deur 'n dominee van Wyk, maar ek het dit toe in die leesspel verander, omdat deesdae almal is gejaag, daar is nie tyd vir woorde leer nie. Maar ons leer dit nou maar in met lyftaal en met kostumering. So ek dink nie, dit is 'n moed om dit te sien. So dit word hier in Boerhain, word hier in die saal opgevoer, by 'n oggenddiens, wat dit gaan dan die preek ondervang. Ja, dis fantasties. Ja. En dat die Here het reg vir jou baie talente gegee. Ek is so bly dat jy dit gebruik. Man, ja, weet jy, my pa het altyd gesê, julle moet net nie die aarde nutteloos beslaan nie. So ek kyk maar uit vir geleentheidjies wat my hand vind om te doen. Ja. Geleentheidjies wat ek mense kan bemoedig, of waar ek dan nou kan getuig van my geloof wat ek uitdra. Jy het nou nie vir ons gesê hoe oud jy is nie, maar ek onthou jy het gesê jy's 41 gebore. Ja, nee, ek is nou 84. Ja. En ons het al so gelag, want toe my pa al so oud was, het sy ou voorman op die plaas vir hom gesê, meneer raak daarom nou al bouvallig. So ek is eintlik ook nou al 'n bietjie bouvallig, maar daarom nog reg op die vensters en die deure is nog oop. En jy is so aktief, jy is so besig, jy loop wel met 'n stootkarretjie, maar dis maar net om jou regop te hou. Is vir my balans, ja. Ek is nog redelik sterk op die bene. Ek sien, jy sien. En dan wat ons verskriklik geniet is die stoeloefeninge wat ons doen, wat ons op die stoele sit en oefen, want ons loop. En ek geniet dit verskriklik. Ja, en dan nou is daar die handwerk wat ons doen en die Bybelstudie wat ons doen. Ek geniet alles. Sondaande kom jy na die kerk toe, sondagoggend kerk, sondagoggend, ja, nie sondaande, nie sondaande. Sondag kom my dogter vir my vir die hele dag kuier, en dan is sy nog Sondag hier, is daar aan verrigtinge begin, dan sy nog hier so. So ek geniet dit nou vreeslik om vir haar nou so naby my te hê. Ons het baie pret saam. Ons twee kan mekaar vreeslik voorreg. Dis 'n wonderlike voorreg om haar so te hê, nee, sy bederf my in die afgrond. Ja. En nou jy is praat nee, ek het nou nog die seun wat nou op die oomblik nog op die plaas is. Daar sê ja. Maar ja, ons het nou maar 'n bietjie van 'n probleem daarmee, dat ons moet nou maar eintlik dwing ons omstandighede ons ook nou maar deur al die jare se uitmergelende droogtes en so aan, dat ons nou maar die plaas verkoop. Ja, so hy is in die mark op die oomblik. So ja, julle wag net vir die finale. Ons is baie goeie kopers, ons is baie in ons skik met die kopers. Dit is mense van bewaring wat dit koop. En dit maak dit vir my so, ek sê makliker nie. Want ek het die hele dag gehuil toe ek daai kontrak moet teken. Maar dit maak dit vir my soveel makliker om te onthou, dis God se grond. Ja. Ons het dit maar net vir hom 'n tyd lank bestuur, en nou wat bewaring dit weer oorneem, dat hulle dit gaan weer herstel soos wat God dit wou hê. Ja. Met die plante groei, hulle eintlike doel is om die plante groei weer te herstel. Men kyk hoe hulle dit kan regkry, en dan nou net die natuurlike habitat van klein diertjies en goggaatjies en goed wat hulle, Jy weet, vir my is dit wonderlik. Ek wat ook van 'n
van die platteland. Ek is ook 'n meisie van Appington. Ja. So ek ken die omgewing en dit is vir my wonderlik hoe die Here ons gebruik daar waar hy ons geplant het. Ja. En soos ons nou net gelees het, om die lig daar te wees. Ja. En ook die lig waar ons skool gaan. En ook die lig in ons huwelik. En die lig waar ons kinders is. En nou die lig hier. Ja. Toe ek nou eendag vir jou gaan besoek het, toe staan daar 'n grand masjien op jou tafel. So ek sien jy's baie besig om masjienwerk te Ja. doen. En soos Nee. jy sê, die kussentjies, die Ja. hartkussentjies. My motto is ek eendag raak gelees en dit is blomme bloei ongeag of iemand hulle gaan sien en bome dra vrugte sonder om te vra wie dit gaan eet. Wow. En dit is my motto. Dis En 'n lewenswaarheid. ek is Ja, gelukkig, ek kan vir niks meer vra nie. ja. Die Here is baie goed vir my. Ja. En nou ons tyd is ongelukkig verby. Ek wil hê jy moet net in jou kamera kyk. Jy wat soveel ervaring het, soveel ondervinding, soveel lig wat uit jou uitskyn, wil jy met mense praat en vir hulle bietjie bemoedig. Op die ouderdom van 84 loop jy, ek wil amper sê jy hardloop as jy die kans kry. Jy's gesond deur die genade. Ek wil nie vir jou vra wat is jou geheim nie, want ons weet jou geheim is Jesus Christus. Ons weet jy het baie belê in die Chinese. Ons weet daai saad sal wat jy gesaai het, jy en jou man gaan groei en vrug dra. Wil jy mense bemoedig, wat kan hulle doen op hierdie ouderdom? Mense wat nou verkramp daar sit, vir hulle self jammer voel, wat se raad het jy vir hulle? Kyk in jou kamera. Nee, ek sou sê hulle moet net nie die aarde teloos beslaan nie. Hulle moet uitkyk vir dinge wat hulle kan doen. Doen iets. Ek neem altyd die wonderlikste voorbeeld van een van ons inwoners, Veronica, wat totaal blind is, tot dat sy, ek het op 'n dag vir haar dan gaan lees ek vir haar. En toe ek daar kom, toe sê sy vir my, sit so lank, ek wil net gaan my breiwerk gaan haal, so lank jy lees. Alle wêreld. En ek kon dit nie glo nie, ek sê, maar dit wil ek sien. En sy kom daar en sy sit en sy brei. Toe dink ek later, want sy wys my, toe dink ek later, maar, okay, dis miskien moontlik om nou maar net plein te brei. Toe sien ek later nie, maar sy brei nou 'n hele patroon in die ding. Werklik. En dat mense moet so agterstaan. Sy kan nie eers lig en donker onderskei nie. Sy het gereël eendag hierso was so 'n hele bewuswordingsdag vir blindes. En ons daai aand geniet het, want toe moet ons die dining in the dark. Toe word ons ouens wat nie kan sien nie, wat kan sien geblindoek en ons moet so eet sonder om te mors. En dit was groot pret. Ek glo. Ja, dit was groot pret. Nee, ek sal vir die mense sê, moet nie daar in julle kamers sit nie. Doen iets. Kom uit. Kom, neem deel aan die handwerk. Al kom kyk jy net wat die ander ouens doen. Partykeer help ons mekaar daar. Bring daai ding wat 'n mislukking is. Bring hom saam. En dan sê jy vir die ouens, luister hier, wat het hier verkeerd gegaan? Daar's altyd iemand wat vir jou sal sê, man, jy moet liewers dit probeer of dat probeer. Dit is so lekker. En ek dink net, kom uit en meng met die mense. Ja. En soos jy sê, luister na mense. Moenie dink jy weet alles, jy is die slimste, die beste nie. Nee, deel met almal soos jy, deel met almal, luister na almal en veral luister na ons Here Jesus Christus en stap die pad met hom elke dag. Nee, 'n groot ding wat ek ook voltooi het in die afgelope jare was 'n familiegeskiedenisboek wat ek geskryf het. Wat strek ook oor eeue terug al. Is dit nou oor die Claessens? Ja, nee, dit is nou eintlik nie net oor die Claessens nie. Dit kom al daarvan my ou heel voorsate wat was jou nooiens van? Daar was nog van die ek was Loubser.
Maar die kom ons nou eers later hier so in. As ek nou praat van die voorgeslagte, dan is dit nou soos wat die voorgeslagte uit Duitsland, uit Nederland uit en so gekom het. Wat baie interessant was, is dat een van die ou voorsate was die predikant vir die Malaatses op Robben Eiland. Nogal. En omdat my pa se ouers by hulle het gebly by waar die Huguenot monument is. Parel. Nee, ekskuus. Maar toe maar in elk geval, toe was dit, daai jare was daar musiekkoshuise en so nie, en hulle was te ver van die skool af. Toe sit my oupa hulle vir hom op Robben Eiland by die oupa, om daar skool te gaan, daar tussen die Malaatses. Ek het nog hier in my boek het ek nog 'n skoolfoto van hom waar hy in die klas is saam met die ander kinders. So dis nou 'n mooi plek om af te sluit. As iemand wil meer hoor van die Loubsers, kan hulle 'n bietjie met jou gesels. Ja, van die Loubsers, maar daar is baie van die familie was uit die Pau geslag uit. Okay. Ons tyd is ongelukkig. Pau en Bremer. Okay. Dis eintlik waar dit begin. Ons tyd is nou voor die kamera, ons kat. Kom ons sê nou vir mekaar Kobai. Baie dankie dat jy gekom het. Ek waardeer dit, hoor. Dankie, ek hoop jy geniet die uitsending en ek glo baie mense sal jou program geniet, jou getuienis, hoor. Baie dankie. Ek is bly dat ek dit kon doen. Ek hoop ook nog maar net dat dit vir iemand iets kon beteken. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dankie dat ons moet die lig wees daar buite. Ons moet skyn, ons moet vriendelik wees, ons moet mense lief hê met die liefde van Jesus. Van my en Erna Klaasen tot ons weer gesels. Shalom. Daar onthou ek nou juist wat my ouma altyd as klein kindjie vir my geleer het. Maar die liedjie was: laat my liggie brand deur woord en daad, o Heer, laat die wêreld sien wat die Here ek dien en hom ook ken en eer. Baie dankie. Tot ziens, tot volgende week. Shalom. The path to